Byna aan die einde van ons program en ons lees 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Handelinge hoofstuk 4 vers 32. Onderlinge mededeelsaamheid. Onderlinge mededeelsaamheid, Handelinge 4 vers 32. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huis of besit het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef 'n Leviet het wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en vir die apostels gegee. Ananias en Safira, hoofstuk 5, Handelinge hoofstuk 5, van vers 1, Ananias en Safira. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias, en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopsprys vir hulle self agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, kom het jy jou deur Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopsprys van die grond vir jouself agter te hou. Die grond was mos joune, en toe jy dit verkoop het, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. 'n Paar van die jonges het nader gekom om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vat toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Baie wonders en tekens, vers 12. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Maar van die ander mense het niemand dit gewaag om hulle aan te sluit nie, en al het die volk hulle hoog geag. Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, al gaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en daarop draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar bygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat onder bose geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Handelinge hoofstuk 4 en die eerste gedeelte van hoofstuk 5. Waar ons lees van 'n gemeente wat besig is om te floreer, maar ook 'n gemeentelede wat met mekaar gedeel het dit wat hulle wou en kon. Maar dan 'n besondere gedeelte van Ananias en Safira wat ooreengekom het om te lieg oor dit wat hulle by die kerk aangebring het, dat dit die volle koopsom of verkoopsom was van die grond wat hulle verkoop het. En dan Petrus 'n interessante
vraag. Dit was julle sin, julle kon gemaak het met wat julle wou, maar hoekom het julle vir die Gees gelieg, en hoekom het julle hier kom sê, dat dit al die geld is? Maak ons ook nie maar partykeer so, dat ons wil voorgee, dat iets eintlik baie meer van ons van waarde is, of dat ons 'n groter waarde daaraan gee, om dit prys te gee, terwyl ons dalk so 'n bietjie terughou van dit wat eintlik deel was van dit wat ons wou gegee het, of wou gesê het dat ons dit gaan gee. Kom ons besluit, elke een, daar waar jy is, in hierdie week, elke dag, om reg en geregtigheid te laat geskied in jou en my lewe. Kom ons help en ondersteun mekaar, sodat ons elkeen sal bring aan die Here wat van die Here toekom, aan mense sal gee wat van die Here aan die mense toekom, maar bovenal dat ons eerlik sal wees oor dit wat ons gee of doen, sonder om mense te probeer beïndruk, want ons kan nie vir die Gees van God lieg of 'n rad voor die oë draai nie. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.